Goeiemôre gemeente. Ons het 'n kragprobleem gehad waar ons kragstelsel beskadig is. So as daar klanke volgende is wat bietjie sleg op die ore is, verskoon dit maar. Ons gaan begin met ons voorsang met 2 vlamliedere, 'n vonklied en dan staan ons met ons laaste liedboeklied. Oh
sluit dan ons voorsang af met lied 209. Here met my hele hart, ons sing dit staande saam. Goeiemôre. Ja. Toe maar ek vat hom sommer so uit die wysheid. Goeiemôre, baie welkom aan elkeen hier in ons erediens vanoggend op 'n pragtige môre. Onder leiding van Flippie vanoggend die erediens en die fonds ons deurkollekte gaan vir die fonds vir die kuratorium. Die spreek vir die week is: 'n verstandige seun hou hom aan die wet van die Here. As die seun maats maak met mense wat vir niks eerbied het nie, bring hy skande oor sy vader. Spreuke 28 vers 7. Volgende Sondag, Palmsondag. Die erediens is om 9:30 en die deurkollekte gaan vir die Christelike Lektuurfonds. Ons het 'n hele swerm mense wat hierdie week verjaar. Ons sê vir julle baie geluk. Mag dit 'n jaar vol van die Here se seëninge vir elkeen van julle wees. Vandag verjaar Elaurie Stein en Madet. Sy het nou lyk my met opset haar naam uitgelaat hier, maar ons het dit opgespoor. Baie dankie. Voorbereiding vir Janko Swanepoel, hy is nog besig met die rehabilitasie, met Lee Boshoff gaan dit goed. Ekie van Rensburg is herstel na 'n nekoperasie. Elise de Plessis sê op die medisines en ontsteking in die longe. En dan Johan van Niekerk gaan dit baie beter op. Hy was verlede Sondag in die kerk en John sê dit gaan soveel beter.
neem net kennis dan van die kerkkantoor se nommer wat verander het. En dan is dit die 11de April is ons kerkzaal. Die lyste is besig om in te kom. As jy nog nie op jou ouderling of die jaker nog nie by jou was nie, dan kyk jy skakel ons onder die kerkkantoor en praat met die lede dat sy dit sommer kan aanvul op die lyste wat hulle benadeel. Dan het Hilde vir ons verlede Sondag ingelig by die street store. Hulle benodig mense wat kan help. Dit is van die oggend, wat was dit 6 uur, dink van 6 uur tot 1 uur, tot 2 uur, as iemand van julle daarop betrokke raak, asseblief toch, hulle is kort vrywilligers. 'n Baie mooi week vir elkeen van julle. Goeiemôre broers en susters. Baie welkom by die erediens vanoggend. My gebed dat die Here ons sal seën met sy teenwoordigheid hier en deur die woord en deur die liedere wat ons gaan sing, deur die gebede wat ons gaan bid. En dat dit regtig 'n diens sal wees waarin hy met ons praat en ons sal hoor en ons sal gaan doen. En voor ons begin daarmee wil ek weet nie of ek die poging moet aanwend nie, wil jy nie dalk net nader, almal is byt verspreid, wil jy net 'n bietjie nader skuif nie, of is dit nie 'n goeie idee nie? Asseblief. Hulle ken mos die grappie van die predikant wat die naam uitgeslip het dat hy kom preek. Lyk my so 'n oggend. OK. Dit lyk beter. Voor ons begin, kom ons vra die Here om ons te seën, om ons rustig en kalm te maak en dat ons sal vergeet van al die dinge daar buite, want vanoggend gaan ons tema oor 'n dankbare lewe. So in jou gebed, terwyl jy vra Here maak stil, vra ek Here maak my dankbaar. Wys vir my. So kom ons sluit die oë en daarna sal ek van ons voortgaan met die foto. Kom ons sluit die oë. Amen. Juig tot eer van die Here, o ganse aarde. Dien die Here met blydskap. Kom in sy teenwoordigheid met 'n gejubel. Erken dat die Here God is. Hy het ons gemaak. Aan hom behoort ons, sy volk, die klein vee wat hy laat wei. Gaan sy poorte binne met lofprysing, sy voorhowe met 'n loflied. Loof hom, prys sy naam. Want die Here is goed, vir ewig duur, sy troue liefde, van geslag tot geslag, sy trou. Wees vanoggend dan ook gegroet deur die drie-enige God wat verklaar, die Here jou God is by jou, 'n held wat verlossing skenk. Hy verheug hom oor jou met blydskap, hy swyg in sy liefde, hy juig oor jou met gejubel. Ontvang hierdie groet vanaf die Vader wat sorg, deur Jesus Christus wat ons verlos het,
en die Heilige Gees wat ons lei en vertroos en dra. Amen. Broers en susters, vanoggend gaan oor dankbaarheid. So kom ons gaan nou na die punt toe waar ons die voorreg het om God te aanbid. Nie net vir wat hy doen nie net wanneer dit goed gaan nie, maar vir wie hy is. Hierdie God wat ons altyd dra en versorg en veral in die moeilike tye dra. En vanoggend dink ek sit elkeen van ons dalk hier met iets wat nie vir ons op hierdie stadium lekker is nie. En kom ons gaan aanbid hom, selfs as al is daai ding nie vir ons lekker nie. En loof en prys hom met harte vol lof. En ons doen dit met die sing van lied 212, loof die Here. Abba Vader, ons kom met vrymoedigheid na die genadetroon in die naam van ons Here Jesus Christus. Here, ons loof en prys en aanbid U vanoggend ten spyte van die dinge wat in ons lewens verkeerd loop. Ten spyte daarvan, Here, dat daar moeilike dinge is waardeur ons moet werk. Ten spyte van die omstandighede wat heers in ons land. Ten spyte van die omstandighede wat heers in die wêreld. En is ons gebed, Here, dat U vanoggend met ons sal praat en dat ons regtig, Here, ook sal leer dat 'n dankbare lewe, Here, is meer as maar net om dankie te sê. Dis om te leef dankbaar. Dis om te leef dankbaar in alle omstandighede. En dat U ons die krag sal gee, Here, om sterk te staan en U wil te doen. Ek bid vir vanoggend se prediking, Here. Ek bid dat U dit sal seën. Ek bid vir hom, Here, wat die woord gaan bring. Here, mag die oordeenkings van my hart en die woorde oor my lippe vir U aanneemlik wees. Ons bid dit, Here Jesus, in die wonderlike naam. Amen. Ons gaan voor ons dan nou uit die woord gaan lees, gaan ons nou die voorreg hê om tot God te nader, om te vra, Here, ons soek U teenwoordigheid hier by ons, en ons kom verneder onsself voor U en sê, ons is afhanklik van U. So ons aanbidding en toewydingslied, kan U sit, dis lied 164.
voorlesing vanoggend, ons teksgedeelte is uit 1 Tessalonisense 5 vers 16 tot 18. Ek gaan verder lees as vers 18, so dit wat op die bord gaan wees, gaan nou net tot by vers 18 wees. En daar's 'n rede, jy sal later sien hoekom. Wees altyd bly, bid sonder ophou, wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is God se wil vir julle in Christus Jesus. Moenie die gees blus nie, moenie profeseë geringskat nie, maar ondersoek alle dinge, behou die goeie, vermy elke vorm van boosheid. Nou broers en susters, die tema van vanoggend is dankbaarheid. Maar ek dink ons kan almal saamstem dat ons deesdae in 'n situasie leef waar daar soveel negativiteit is. As jy in 'n gesprek is daar negativiteit. As ons kyk na ons land, negativiteit. As ons soms kyk na ons eie situasies, negativiteit. En dit maak dat ons begin het om 'n gemeenskap te word, 'n klaande land te word. Selfs onder ons as Christene. En dan kom die woord vanoggend vir ons en hy sê vir ons wel, terwyl julle in daardie situasie is die opdrag dat julle altyd moet dankbaar wees, altyd aanhou bid en bly wees in alles omstandighede. Nou dit klink eintlik onrealisties. Hoe kry 'n mens dit reg? Hoe kry 'n mens dit reg as jy sukkel die hele tyd en die mense wat na jou moet kyk, kyk nie na jou nie, gee nie vir jou om nie. Hulle help jou nie. En die waarheid is dat elkeen van ons hier vanoggend sit met iets. Sit met 'n las, finansiëel dalk, dra pyn wat niemand sien nie, wat ek wegsteek. Sommige vra dalk nog, Here, hoekom? Hoekom het dit gebeur? Hoekom met my? Of hoekom met daardie persoon? So dankbaarheid op die einde van die dag is nie gebaseer op jou omstandighede nie, want dan gaan ons nooit dankbaar wees nie, maar op jou verhouding met die drie-enige God. Daarom is dankbaarheid ook 'n keuse. Ek kan kies. Ons wag baie keer dat die probleme is opgelos word, dan sê ons, Here, baie dankie Here, en so aan. Maar voor die probleem nie opgelos is nie, dan moan en groan ons. Die Here sê, nee, voor jy gaan dankbaar voel, moet jy dankbaar wees binne in die omstandighede waarin jy is. Hoekom? Want as jy weet wie jou God, jou Vader is, dan bid jy my nie oor die dinge wat ek altyd vir jou gee, en dat ek sorg dat dit regloop nie, maar ook in die tye, wanneer die wêreld as gevolg van die sonde se verval, dit vir jou moeilik maak. Kom ons vat verhoudings. Ons is nie altyd so lief vir ons man of vrou soos ons behoort te wees nie. En partykeer nie so lief vir ons kinders soos ons behoort te wees nie. Maar ons is nog steeds lief vir hulle. Ons kies nog steeds om lief vir hulle te wees. En ons moet daardie keuse in ons lewe inbring. Gevoelens vol gehoorsaamheid. Daar's 'n ander sê ding wat hier bykom. Die wêreld sê, as ek sien, sal ek glo. Die Christen sê, as ek glo, weet ek dat ek sal sien.
Dieselfde met dankbaarheid. Dankie Here, dis 'n moeilike situasie. Ek sê nie dankie vir die situasie nie, dis nie wat die Here vir ons sê nie. Hy sê, wees dankbaar in alle situasies. En dan lei hy ons om by die punt te kom waar jou hart begin verander. Want dankbaarheid verander jou hart en hoe jy na dinge kyk. Filippense 4 vers 6 sê vir ons, laat julle begeertes met danksegging bekend word. Let op dat hy sê met danksegging. Hy sê bring alles na die Here toe. Maar dan sê hulle vir die Here onmiddellik dankie. Dankie Here, dat hulle sien ons nie nou die resultate nie. Ons het gebid, ons het gevra en ons vertrou, ons gaan dit sien. Dis wat Filippense vir ons wil sê, dis wat die gedeelte van vanoggend Tessalonisense vir ons wil sê. Dankbaarheid skuif dan jou hele fokus weg van dit wat verkeerd is na wat God doen en in jou lewe wil doen. Van wat jy verloor het na dit wat jy het, waarmee hy jou seën, van jou probleem af na God se teenwoordigheid en die wete dat hy jou hierdie probleem vir jou gaan oplos. As ons dit moet illustreer, vat sommer maar net 'n voorbeeld. Twee mense gaan klim 'n berg uit. En om een of ander rede is daar raak 'n storm of wat ook al en hulle moet in 'n grot ingaan vir die nag. En die reddingsspan kan nie dadelik by hulle uitkom nie. Die een persoon gaan sit en hy gaan kla en kerm en paniekerig wees en die hele tyd net negatief wees. Die ander persoon gaan waarskynlik sê, wel, ten minste is ons veilig in 'n grot. En ons kan die sterre sien. Ons kan nog steeds die teenwoordigheid van die Here beleef. Ons kan nog, nou is ons regtig af. Sê weer? Gaan julle my hoor as ek so preek? Alright. So, wat is die verskil? Die situasie is dieselfde, maar die een persoon besluit, hy wil kla en hy wil mor en hy wil moan en is net negatief. Die ander persoon sê, ek soek na die positiewe hierin. Ek soek vir dit waarvoor ek kan dankbaar wees hierin, dat ons nog leef en dat ons 'n plek kon kry om te oorleef terwyl ons hier vasgevang is. En dit is wat dankbaarheid vir ons doen. Dankbaarheid help jou om die sterre in jou lewe raak te sien. En dan die volgende, en dis een van die belangrikste dinge wat ek dink 'n mens wil hê, is dankbaarheid bring vrede. Daar's mense wat rol in die geld, rol in wat ook al, hulle prestasies, wat geen vrede het nie. En dan is daar die mense wat niks het nie, maar hulle het vrede. Ek het eendag, ek onthou in Koffiefontein gery saam met 'n oom, en toe praat hy van sy mense, ons het toe verby sy mense se huise gery, en hoe hulle rustig en kalm daar sit, en hulle vuurtjie is aan die gang, en hulle is besig om kos te maak, rustig en kalm. Hy sê, terwyl Flippie ons, die binne woel dit, want ons moet hierdie ding doen, want ons wil dit bereik, en ons wil dit in die hande kry. En dit is die verskil. 'n dankbare hart maak dat jy dinge anders sien. Maak dat jy vertrou en glo dat God by jou is. 'n dankbare hart help jou om positief te bly,
om in geloof te wandel. Daarom sê Filippense 4 vers 7 vir ons, gaan na die Here met al jou probleme, maar met danksegging, en die vrede van God sal oor jou verstand en gedagtes die wag hou, sal jou kalm maak. En broers en susters, ek dink ons kan eerlik met mekaar vanoggend wees, waarna ons almal soek, is vrede. Ek dink as jy vir enige iemand in die wêreld gaan vra, kom ons gaan na die Midde-Ooste toe, gaan hulle vir jou sê, ons soek net vrede. En ou kan dit kry deur 'n dankbare lewe saam met die Here te leef. Dankbaarheid is die deur waar jy vrede instap. Jy kan nie aanhou kla en dieselfde vrede beleef nie. Jy moet daai keuse maak om te sê, Here, ek is dankbaar. Aan ware dankbaarheid wys in moeilike tye. Ware dankbaarheid wys wanneer jy hoor van die slegte diagnose, van die finansiële probleme wat skielik oor jou pad kom, wanneer dit voel of gebede nie beantwoord word nie. Dis waar ware geloof ook begin. Daarom sê Habakuk, al sou die vyeboom nie bot nie, al sou daar niks in die krale wees nie, nogtans sal ek jubel in die Here. Hy sê nie ek sal dit doen as ek alles verstaan nie. Of hy kla, Here, ek verstaan nie alles nie, hoekom hierdie nie? Hy sê nee, ek kies nog steeds God, want ek weet hy kan hierdie krale weer volmaak, en ek kan die wingerde weer oprig. Dankbaarheid in moeilike tye is nie ontkenning nie. Ons sien dit hier in Habakuk. Dis nie ontkenning nie, hy noem dit. Hy noem, Here, hierdie is die moeilike dinge. Maar hy erken, Here, ek sal dankbaar wees teenoor U, want U weet hoe om dit te verander in moeilike tye. Nou, hoe ontwikkel ons 'n dankbare lewe? En dit is nou waar die gedeelte wat ek ekstra gelees het gaan inkom. Nommer 1 is, moenie die Heilige Gees uitblus nie. Ons blus die Heilige Gees uit deur doelbewuste sonde, deur ondankbaarheid, deur nie tyd saam met hom te spandeer nie. En die belangrike is om te verstaan dat die Heilige Gees is ons vertrooster, wat vrede gee, wat ons help om 'n dankbare lewe te kan lei. Daarom moet ons naby aan hom wees, sodat in alle omstandighede ons blymoedig kan bly en die Here kan eer, ten spyte van wat oor ons pad kom. Die tweede is, moenie boodskappe van God gering ag nie, moenie profeseë wat die Here gee gering ag nie. Hoeveel keer het jy al gevoel, het mense al gesê, hoor, hierdie preek was net vir my, of het jy in 'n selgroep gesit en besef, hierdie selgroep vanaand het die Here regtig net met my kom praat. Hoeveel keer hoor mense, dat mense hulle waarsku of bemoedig met 'n woord wat hulle op hulle harte lê, kom en sê, maar hierdie woord lê op my hart van die Here af en ek wil dit vir U gee. En mense ignoreer dit en op die einde van die dag draai dit vir hulle sleg uit. Die Here praat op verskillende maniere, selfs deur ons omstandighede. En die belangrike is dat ons moet luister. En daardeur sal ons dankbaarheid ontwikkel, omdat ons gehoorsaam is. Sal ons dankbaarheid ervaar, omdat ons gehoorsaam is. Die derde ding is, bou onderskeiding op. En onderskeiding beteken gemaak om te besef wat is verkeerd en wat is reg, om dit te kan raak sien. Want dit gaan met die vorige punt gepaard. Mense kan vir jou goed kom sê en hulle kan vir jou dinge vertel, maar jy moet dit gaan toets in die woord van God en seker maak, dit kom van God af
en jy vir God gaan vra om dit vir jou te bevestig, dat hy dit vir jou gegee het. En as jy bevestiging gekry het, dan leef jy in dankbaarheid met verwagting dat God dit sal doen wat hy gesê het deur hierdie persoon of deur die omstandighede of deur sy woord. Die vierde ding, vermy dit om in slegte en verkeerde dinge betrokke te wees. Jy kan nie dankbaar wees as jy met sonde aan die gang is nie. Want jy voel skuldig. Soms gaan jy voel, God het my verlaat. En jy het 'n vyand wat gaan intree en vir jou vertel, jy is sleg, jy het dit verloor. God is nou weg van jou af. En dan sukkel ons om by dankbaarheid te kom. Dan sukkel ons selfs om by geloof uit te kom. So om 'n dankbare lewe te leef en 'n lewe van geloof is om weg te bly van die slegte dinge, te fokus op God, sy genade, en dat hy ons sterk sal hou en 'n dankbare lewe te leef en nie na die wêreld te gryp nie, in al ons omstandighede wat oor ons pad mag kom. En dan God se karakter. Hy is goed. Hy is getrou. Hy verander nie. Jy kan altyd dankbaar wees vir dit. As jy nou regtig op 'n punt kom wat jy dink, daar is niks om voor dankbaar te wees nie, dan is dit genoeg rede om voor dankbaar te wees en te vra dat die Here jou sal help. Die Here los ons nooit nie. Hy dra ons altyd. En hy sê wat ek begin het, sal ek klaar maak. Ek stap saam met jou hierdie pad. Ek sluit af. Dankbaarheid verander nie altyd jou situasie nie. Maar dit verander jou hart. Dit verander jou perspektief. Dit verander jou verhouding met God en met jou medemens. En daarom is 'n dankbare lewe 'n kragtige lewe. Dis 'n oorwinningslewe oor hierdie wêreld en al die dinge wat dit na ons kant toe bring. Dit sê, Here, ek sien U. Maar dit sê ook, dankie Here, U sien ook vir my in hierdie omstandighede. Amen. Ek gaan 'n kort oomblik gee vir stil gebed. Om oordink dit wat jy gehoor het en daarna sal ek vir ons afsluit. Almagtige God en Hemelvader, Here Jesus Christus en Heilige Gees. Ons wil net kort kom bid en sê dankie. Dankie dat U die troue God is wat nooit verander nie. Altyd dieselfde bly. Wie se woord wat hy uitstuur, nie onvervuld terugkeer nie. In Jesus naam alleen. Amen. Daar's nog geleentheid vir die
offergawes nie. Voor ons slotlied gaan sing, gaan ek vra kom staan en dan kan jy in die harte saam met my ons geloof bely in God die enige. Kom ons staan. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus se enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes en die opstanding van die vlees. Amen. Deel van 'n dankbare lewe is liefde. Eintlik dink ek moet ons sê dat dankbaarheid gebore word uit liefde. Liefde vir God en liefde vir my naaste en vir my mense. So met ons slotlied nou gaan ons dit sing. Dat liefde is belangrik. Belangriker as enigiets anders. En dit help ons om 'n dankbare lewe te lei. Lied 530 praat ek mense Engelse tale. God.
Ons mag dalk nie altyd dankbaar voel nie, maar ons kan kies om negatief te bly en te memoreer, of om vir God dankie te sê, 'n lewe tot eer van sy naam te leef. En dan sal ons sien hoe God dinge vir ons verander. So gaan die week in en begin doelbewus om dankie te sê vir alles wat die Here vir jou gee, selfs net die asem in jou liggaam. En God stuur ons uit omdat hy saam met ons wil gaan. So ontvang die seën van die Here. Mag die Here jou seën en jou beskerm. Mag die Here sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Mag die Here sy aangesig na jou toe oplig en aan jou vrede gee. Probeer kan jy die gitaar harder stel? Dan gaan jy papier harder. Doe maar, ek was klaar. Wauw, wat hè? Die heb ik al. Ach, shame, John. Hoe moet mens dan nou die goed jou uitprop? Ja, Maar dit was nie die krag nie. Dit kan nie die probleem wat vir my vreemd is ek plak hom hier, ek sit hom hier af. Alles anderste is fyn. Maar hoekom sal die krag hy is mos nie die eerste punt of die laaste punt in die lyn nie. Maar die krag gaan. Ja, hy gaan aan. Die krag was reg. Dis die ander goed. Oeh, nou moet ek hier afsit. Kan dit iets meer